Die verhaal van Sara en Hagar. Ons sien dat toe Sara nie kon kinders kry nie, toe praat sy met haar man Abraham en sê, maak die voorstel dat Abraham haar slavin moes vat, Hagar, en dat sy ten minste kinders kan hê, omdat sy nie haar eie kon hê nie. Nou in daardie tyd, die slavinne het baie na aan hulle meesteresse gelewe, want hulle moes alles vir hulle doen. Dit het soms hulle vertrouelinge geraak. Nou mens kan net dink dat, indien Sara Hagar sou gegee het vir haar man, dat sy tog respek gehad het vir Hagar. Dat sy tog gedink het dat Hagar vir haar kon deel maak in moederskap. Maar die oomblik toe Hagar swanger raak, toe verander die gesindheid van Sara teenoor Hagar. Of dit jaloesie was, en of dit diepe seer was, omdat sy nie self kon kinders kry nie. Maar ons bevind Hagar hardloop toe weg van Sara. En sy bevind haar in die woestyn, op pad na Sur toe. Die betekenis is 'n muur. Ons sien dat Hagar hardloop weg, maar sy bevind haarself teen 'n muur. Sy weet nie waarna toe om te gaan nie. Swanger en alleen gelaat. En verwerp en seer gemaak deur haar meesteres. En sy sit by die woestyn, by 'n fontein. En by die fontein verskyn 'n engel aan haar. En in die engel sê, Hagar, God het jou nie vergeet nie. Gaan terug na jou meesteres toe. God het jou nie vergeet nie, hy sal vir jou sorg. En Hagar is toe opgewonde, want hy sê, God het my raak gesien. God het my raak gesien. En sy gaan terug na haar meesteres Sara toe. Nou toe Ismael gebore is, toe was Abraham 86 jaar oud. En dan later sien ons toe Sara nou toe wel swanger raak en Isak gebore was, toe is hy 100 jaar oud. Dan met die tyd, toe Sara vir Isak speen, het Hagar en Ismael gelag. En Sara was kwaad en sy het gevra vir Abraham dat die slavin en haar seun weggestuur moet word omdat hulle nie saam met haar seun moes erf nie. Nou gewoonlik in daardie tyd het hulle kinders gespeen van 1 jaar tot en met 5 jaar. So as ons uitwerk, dan moes Ismael rondom die ouderdom van 17 gewees het. En Abraham het water gepak en hy het kos gevra pad, want God sê toe vir hom, hy moet vir Ismael wegstuur. En hier vind Hagar haar weer in die woestyn, en sy dwaal in die woestyn rond, rigtingloos, doelloos, hooploos. En op 'n stadium dan dra sy haar seun tot onder 'n bos toe die water opraak. 'n Seun van 17, want sy wou nie sien hoe hy sterf nie. En toe sy dink dat sy alles verloor het en desperaat is. Toe sy nie meer haar eie planne gehad het nie. Toe hoor sy die stem van God. Sê Hagar. En hy open haar oë en sy sien 'n fontein. Hy sê, Hagar, ek het vir jou belofte gemaak toe jy die vorige keer in die woestyn was. En ek is die God wat 'n belofte hou. En ek het jou seun raak gesien.
en ek voorsien aan jou. Wat ek leer uit die storie van Hagar, is dat baie keer ons stoei met ons eie planne, met ons eie seer, met ons eie verwerping, met ons eie moeilikheid en desperaatheid. En ons dobber rond in die woestyn. Maar dis eers wanneer ons in 'n einde kom van onsself, dat ons oorgee en die vlees nie meer kan nie, dat ons God se stem hoor en dat ons oë open sodat ons die fontein kan sien. Want dit is slegs die fontein Jesus Christus wat ons dors kan les. Dit is slegs die woestyn in die woestyn van ons emosies wat ons vrede kan vind en hulp kan vind in Jesus Christus. Daarom is dit belangrik dat ons sal kom aan die einde van onsself, dat ons sal oorgee, sodat ons oë geopen kan word, sodat ons kan sien dat ons hulp kom van die Here. En dat ons planne kom tot niks. En dit waar ons op gehoop het, ons toekoms, ons drome, baie keer wegval. Maar dat God sê, hy vergeet nie. Hy vergeet nie sy belofte nie. Kom na die fontein. So is ook die Samaritaanse vrou, kom na die fontein, want daar is lewende water, en as ons van die lewende water Jesus Christus drink, dan sal ons nooit weer dors nie. So in jou pyn, in jou desperaatheid, in jou droom wat onder 'n bos lê, wat jy moed opgegee het en gedink het, dit is dood. Gee oor, sodat God sy droom deur jou kan laat lewe. Kom ons bid saam. Dankie Jesus, dankie Vader. Dankie vir hierdie oneindigende bron van lewe binne ons, die bron van water, van lewende water. Gee ons gees oor, sodat ons dit sal kan sien. In die naam van Jesus. Amen.